Welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Vandag gesels ek met Daphne Voits wat 'n modelwerk afrigter is. Sy gaan vir ons bietjie meer vertel oor die keringsproses en wat sy soek in modelle. Dan kyk ons na die boek Model Citizen wat Jeremy Meeks, 'n gevangenes in Amerika, se paadjie van die tronk tot roem en Hollywood vir ons gaan uitbeeld. En dan laastens gesels ons oor die liedjie Jealousy Jealousy deur Olivia Rodrigo. Kykers, welkom terug by Wat's Nuus. Vandag het ek vir François, soos gewoonlik by my op die Blitz Fokus bank. Ons gaan 'n bietjie met julle gesels oor wat gebeur het die afgelope naweek en dan wat nou nog kom. François, hoe gaan dit met jou? Ai Anne, dankie dat jy weer eens vir my oorgenooi het. Op hierdie punt ruil ons maar net plekke. Ja, ons ruil maar net plekke elke week. ons maak dit hang af wie's lus om voor die kamera te wees daai week. Maar dit gaan goed met my, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, dankie. So, ek is eintlik is hartseer soos ek hier sit. Ag nee. Ek mag dit nie eintlik sê nie. So ek gaan my opinie bietjie vir myself hou, maar bietjie weggee waaroor dit gaan. Dit was die NRU finale gewees die naweek. Ja. En ek dink die kykers en jy weet natuurlik wat se span ek ondersteun en wat se span my hart het op hierdie stadium. Maar die Kudus het gewen in die ek wil sê Premier League. Het die Kudus toe nou daai wedstryd gevat en hulle het in die B-liga ook gewen en UNAM se vrouens het gewen. Was jy daar gewees, het jy die wedstryde gekyk? Nie eintlik nie. Ek was by die NSSR gewees, maar ek het bygekom na die laaste wedstryd toe. Was ek daar. Okay, so jy het daarom so klein tydjie gespandeer by die NRU. Ek het so klein tydjie by die NRU daar op die einde gewees. Daar was ek. Nou as jy sê jy was by die NSSR, wat het daar gebeur? Die NSSR, dat was 'n wedstryd van Windhoek teen WAS. Nie WAS nie. Ja. Was dit nie WAP gewees nie? Dit was WAP, ja. Ek het die klere omgeruil, sorry. Dit was WAP. So ek weet nou nog nie wat in daai wedstryd gebeur het nie, maar weer eens, jy en die kykers weet by wat se span my hart lê. Gaan my hart weer seer wees as ek hoor wat op daai wedstryd gebeur het. Windhoek het gewen. Ja, sien, kyk net. Hier is die ding. Kom ek sê, hier is die ding. Ek mag nie 'n gunsteling kies nie. Ja, jy mag nie. Ek is baie lief vir albei my skole, want ek en WAP is albei my skole. Ja. Maar ons het nou al established en my sussie was ook nou al hier gewees en WAP het nou maar 'n sagte plekjie in my hart. Ons weet dit, ek dink nie dit is meer 'n geheim nie. Maar ek is bly vir Gim, ek meen hulle rugby is uitstekend hierdie jaar. Ja nee, dit was maar moenie vir WAP uittel nie. Hulle het hard gespeel. Kyk, ek dink dit gaan altyd goed met WAP se rugby. WAP speel harde rugby, maar as ons kyk na Interhoor se uitslae en so, dink ek regtig dat Windhoek 'n skitterende span het en ek meen ek weet in hierdie week se zone het jy bietjie met Vincent gesels wat die kaptein is van Windhoek se span. Ja. En Vincent is natuurlik dan nou ook die Akademieweek span kaptein. Is dit? Ja, so hy is aangekondig as die Akademieweek span se kaptein en ek dink dit is hoekom as jy soveel spelers het wat uitstaan op nasionale vlak ook, dan kan jy regtig nou nie it's undeniable at that point. Dit is op daai punt dan as jy mense het wat so goed is op daai punt, dan is dit nou maar wel moeilik om teen hulle te staan. Ja, so ek weet nie, maar as jy nou moes sê vir wie ons het nou al 'n bietjie gesels oor die NSSR en goed, vir wie hou jy duim vas? Wat sal nou jou Okay, kyk. Ons almal weet dit is nou al voorheen sê ek is nie so 'n groot rugby fan nie. Ek is nie so groot sports fan nie. Maar ek sal sê Gim. Windhoek is besig om hy's net daar besig om bietjie beter te raak elke keer wat ek kyk. En so klein bietjie baie. So klein bietjie baie. Maar ek kan dit sê nie want ek dink ek doen dieselfde ding met WAP. En dan het ons natuurlik Vadersdag wat opkom hierdie naweek. Ja. Het jy enige spesiale planne vir Vadersdag? Nie op die oomblik nie. Ek het niks op die oomblik nie. Ek het 'n paar goed waaraan ek dink wat ek 'n bietjie gaan stil want my pa kyk. So ek gaan 'n bietjie maar stil bly vir eers. Okay, maar jy het iets in die pipeline. Ek het iets waaraan wat ek oorweeg, ja. Okay. Nee, my pa sit in Suid-Afrika. Hy kyk ook Blitz Fokus, so ek gaan ook nie te veel sê nie.
Maar my pa sit in Suid-Afrika, so ons gaan nou nie by mekaar kan wees vir Vadersdag nie. Maar dit is nou al so 'n halwe tradisie vandat ek Namibië toe getrek het. Ons video call mekaar, ons gesels vir 'n uur of 2, ons doen wat ons noem aanlyn familieontbyt. So my sussie wat nog by my maale bly, ek bel en dan eet ons almal saam ons aparte ontbyt. So dit is maar met die selfoon maar daarvoor dat almal kan saam wees. Ja, so dit is maar wat ons doen vir Vadersdag. En dan is daar enigiets anders wat opkom hierdie naweek wat ek gemis het. Ek weet NSSA is nou eers op 'n breek tot ek dink die 16de Junie toe. Ja. Ek sal eerlik met jou wees, ek weet nie veel van wat gebeur hierdie naweek nie. Nog nie, dis nou eers Dinsdag. Hierdie goed kom gewoonlik mos nou eers laat uit. Ja, en dan natuurlik daar's soveel goed in Zone hierdie week. Daar was gister 'n event gewees by Agribank wat een van ons joernaliste bygewoon het, waar hulle 'n Memorandum of Understanding geteken het met NAST. Maar ek wil nie te veel daarvan sê nie, want dit is natuurlik 'n Zone artikel, ons het hom gereserve vir die Zone. En dan op 'n bietjie harder noot wat ook in Zone gaan wees, is ons werk hierdie week saam met Childline Helpline. Hulle het vir ons 'n editorial stuk ingestuur, net vir ons jonger lesers en selfs ons jonger kykers hier by Blitz Fokus, 'n paar safety tips en tricks. Ek meen die wêreld bly verander, dit raak 'n gevaarliker plek dag by dag. So net uitkyk vir daai artikel, regtig dit lees, ouers en kinders self dan nou ook, want jy weet nooit watter tip en trick jou lewe gaan red in so 'n situasie nie. Ja nee, dit is definitely waar. Dis self iets wat ons ook sal moet lees. Ja, ek dink tot vir ons wat al groot en uitgegroei is, kan nog steeds 'n paar goed daar leer. Daar's altyd iets om te leer. Maar Franswa, dankie dat jy by my was vir Wat's Nuus. Kykers, dit is dan nou al vir Wat's Nuus. Net hierna gesels ons met Daphne Voits wat 'n modelleafrigter is. Sy gaan vir ons bietjie meer kom vertel oor wat dit behels om 'n model te wees en hoe haar keuringsproses vir haar modelle werk. Kykers, vandag het ek vir Daphne Voits, die direkteur van Ace Models Namibië, by my op die Blitz Fokus bank. Tannie Daphne, hoe gaan dit met Tannie vandag? Goed en self. Baie goed, dankie. So, ek dink ons gaan sommer net dadelik in die ding inspring. Ek gaan vir Tannie vang met die vragies, Tannie moet antwoord uit Tannie se hart uit. Ons kan nie wag om te hoor wat Tannie te sê het nie. Doodreg. So, as ons nou moet kyk na Tannie se persoonlike reis en ervaring, wat het Tannie geïnspireer om 'n modelafrigter te word, om betrokke te raak by Ace Models? Jong, ek het maar gesit en dan seker maar soos mense almal mense lewe evalueer. Dit is dit my lewe. Is werk en ek werk in kerk mense lewe, is werk en huis toe gaan. En ek het 'n slag met kinders en ek het ook van 5 jaar oud af het ek modelwerk gedoen en toe dink ek net mens moet invest daarin en daai tyd was my dogter ook hier 12, 13 en mens kan sien wat is die gap in die mark. En dus ons almal maar gaan op Google en gaan kyk wat is daar. En toe het ek op Ace Models afgekom en ek het die tak in die Kaap gaan besoek en ek het gehou van wat ek sien. Dit het ook 'n maand of 2 of 3 gevat om net eers val ek dit kan doen om mense twyfel in jouself. En ja, ek het die franchise kontrak geteken en ek het begin. Okay, en dan Tannie het nou so 'n klein bietjie daaroor gesels, maar vertel ons bietjie van Tannie se eie reis in mode en in die modelbedryf. Yes, so my ma het my ook in modelwerk ingesit. Ek dink elke liewe dogtertjie wil 'n rokkie aantrek en skoentjies en make-up en ja, ek was van 5 jaar af by Tannie Mieke Erasmus en dit was meer 'n finishing school geweest daai tyd. Wat ons mooi geleer het hoe sit dogtertjies, hoe dek jy 'n tafel, al daai tipe goedjies, maar ons het ook fashion shows en goed gedoen. En dit is maar net lekker. Dit bly vir 'n meisie lekker om dit te doen. En ja, tot in met die jaar na matriek het ek dit gedoen en toe het ek regtig net tot die besef gekom ek is te kort. Ek kan dit maar net sowel opbou. So ja, daai stigma wat aan modelwerk is oor lengte, iets vir reël toe. Dit is die waarheid, dit is ja. En dan, wat was Tannie se grootste uitdaging geweest toe Ace Models nou begin het en Tannie half in die afrigting en in daai goed ingekom het? Ek het my dood geskrik toe ons 'n oop dag gehad het en ons groot CEO Joni Johnson het van SA af ingekom en ons het 'n groot open day gehou en die teken 75 modelle op. Ek is soos
wat maak ek met julle? So my grootste uitdaging was plek gewees. Okay. 'n Plek om te huurplekke is mos maar duur en ek het maar op 1 of 2 plekke ingekom, maar toe gaan dit vir my oor ek wil hê dit moet vir hulle homey wees. Ek wil hê hulle moet na 'n plek toe kom as hulle skoene of hulle waterbottel daar vergeet, moet dit volgende week nog steeds daar kan wees. En om toe 'n plek te kry wat ons basies ons studio noem, ja, om nou basies jou inkomste versus jou expenses en goeders te regverdig, maar vir my gaan dit tot vandag toe daaroor dat dit is ons plekkie. Hulle foto's is daarop, ons reël is daarop met rokke en goeders, so as hulle dit oopmaak dan sien hulle gesigte daar op die muur. So dit was my challenge geweest en ja, daai home away van yes, tipe gevoel. net bietjie wegkom van die huis af, ja. En dan ek weet dit is moeilik om iemand uit te sonder, want dit is ook nou al 'n lang reis en so, maar het dan nie 'n gunsteling suksesverhaal van 'n model wat by julle begin het by Ace Models? Jong, dit sal seker maar altyd Lizaan Momberg wees. Sy was een van my heel eerste modelle en sy soos 'n kind. Sy was ewen die dag toe sy geteken is by die agency. Sy het op die glyplanke eers kom die bene en dan kom Lizaan. Sy's so lank en sy's net so, sy het net al die jare sy net so nederig gebly. Sy is net Lizaan. Dis die Lizaan wat ek 14, 15 jaar terug ontmoet het, die dogtertjie. En ons het een keer 'n jaar 'n national conference wat ons Suid-Afrika toe gaan en dis 'n goeie en 'n slegte ding vir ons Namibiërs, maar dis wanneer die agencies daar is, wanneer jy raak gesien kan word. En sy is op 16 raak gesien, toe haar ma gesê nee, glad nie, niemand, die wêreld slukkie my kind in nie. En toe het sy op 17 het ons weer gegaan en toe is die agency soos ons soek hierdie kind. En sy het haar matriekloopbaan klaar gemaak in die Kaap, part-time model, part-time student en sy's daar geteken en haar lewe daar begin. En sodat sy haar eie agency later in Korea gaan oopmaak het. Sure. En sy het nou hierdie jaar onlangs getrou en besluit dis nou klaar. Sy het nog genoeg modelwerk gespeel en vir ander mense modelle gesoek en alles haar agency self. Sy wil nou settle en sy wil terugkom na Namibië toe. Sy op oomblik is in Suid-Afrika met haar man, hulle is getroud. Maar ja, tot vandag toe sy's net rarig, nederig. Sy sal enige tyd met die kinders kom praat en sy het al met hulle kom praat oor die good en die bad van die modeling. So ja, ek moet sê ek het 'n hele paar suksesstories, maar ja, Lizaan bly altyd. En die ding is met die modelwêreld is 'n wrede wêreld. Dit is nou nie eens 2 stories nie en haar kop is net reg. Jy moet nie te desperaat wees om 'n model te wees om go with the flow nie en sy was nie. Haar kop was nog net altyd reg geweest om nee te sê vir die regte goed. Nou, altyd reg aangeskryf. Yes. En dan as ons nou 'n bietjie kyk na Tannie se opleidingsfilosofie en die proses, wat is die belangrikste eienskap waarna Tannie soek as jy gaan modelle scout en so? Dit moet obviously iemand wees wat in hulle self glo. En dis wat ek vir my kinders ook leer is as jy nie eens in jouself kan glo nie, hoe moet iemand anders in jou glo? So selfvertroue is die groot ding. Ek sê ook altyd vir hulle fake it till you make it, maar dit is nie net dit nie, want die proses is langer as net die 90 sekondes op die runway of so. So jy moet mense moet regtig kan sien you've got it. Ja. So ja, dis moeilik want elke kind is anders. Ja. Almal het mos nou maar hulle eie plekkies waar hulle skyn en so. Waar. En dan hoe verskil Tannie se benadering teenoor 'n beginner as teenoor iemand wat dalk al bietjie ervaring gehad het maar van iewers anders af as in terme van afrigting en so? By my begin hulle weer van onder af. So dit maak nie saak waar jy was of wat jy al ge-achieve het nie. As jy by my begin jy in die beginnersklas, by beginnerslevel, want ons werk volgens 'n kurrikulum. En die kurrikulum kleer homself in soos wat hy die levels opgaan, maar jy begin as 'n beginner, so as jy nie bereid is om daar te begin nie, dan kan ek nie met jou werk nie. En daar's ook modelle wat kom en sê, maar ek wil net fotografie doen, ek wil net dit doen. Nee, dit is 'n hele dis 'n hele modeling aspect thereof. En dan ewe skielik dan love hulle dit, soos ek het 'n male model gehad wat vir my vertel het hy wil in sy lewe in die pageantry toe nie en toe loop weet net die eerste Mr. Supranational ever. So ja, dit is deel daarvan, so ja. Ja, en ek dink ook daar's nou maar sekere goed wat afrigters raak sien wat jy nie noodwendig altyd in jouself raak sien nie. Ja, so. Ja. Okay, en dan wat is 'n algemene fout wat beginner modelle maak as hulle loopbaan wil begin, as hulle begin met opleiding en so? Ek dink dit het ook baie te doen met die
met die waar ons op die oomblik in ons lewe is social media. So ek dink hulle is so desperaat om 'n model te word en hulle wil so graag soos iemand wees dat hulle enigiets sal doen om dit basies te doen. En ek sê altyd vir my modelle ook, weet, moenie so desperaat wees om vir R1000 jou gesig op 'n billboard te wil opsit nie. Wees die regte training en ek het dit met Lizaan ook gesien toe sy Paris Fashion Week gedoen het, is daar van die agencies wat haar wil geteken het as exclusive. So dan raak jy die exclusive face of Versace of wat ook al. En dan wil niemand weer met jou werk want jy's daai face off. Nou jy is die Versace meisie. Ja, jy is daai. So as wat jy eerder versatile is en ietsie van alles kan doen, so die groot ding is dis desperaatheid en dis aanvaarding in die samelewing. So wat ook al in jou persoonlike lewe aangaan of so, ek dink dis die groot ding. Hulle is so desperaat om gesien te word dat hulle enigiets sal doen daarvoor en dit is baie gevaarlik. Ja. Okay, en dan as ons nou bietjie meer gaan kyk na mense wat dalk wil begin maar nie weet waar nie. Daar is natuurlik 'n groot verskil tussen kamera, ek wil sê op kamera modelwerk wat mos nou meer fotografies en sulke goed is en loopplank modelwerk. Wat is die grootste verskil tussen die twee? Vereistes gewys en waar jy moet wees. Ons het nou gepraat oor lengte en daai tipe van goed. Wat is die grootste verskil tussen die twee? Jou runway is maar jou loopplank is maar jou runway, dit is maar jou lengte. Maar ek probeer hulle train vir alles sodat jy reg is vir alles wat ook al jou kant toe kan kom, want soos die korter modelle, jy kan weer en jy het 'n baie mooi lyf of wat ook al kan jy in so mooi ingaan. So jy hoef nie op die loopplank te loop nie. Niemand sien regtig jou lengte op foto's en editorials nie. So ja, daar is 'n verskillende levels daarvan. Maar ons probeer hulle train vir alles en dan waar ook al jy dan goed is, sal jy dan beter doen in jou. En dan as afrigter, hoe berei dan die modelle voor vir die, ons het nou gesê dit is maar 'n cutthroat besigheid. Hoe berei dan die modelle voor vir die realiteit van wat dit is om 'n model te wees? Sure, dis eintlik regtig moeilik. Ons het nou hierdie week weer so 'n situasie gehad en ons het Saterdag 'n groot fashion show gehad. En dan is daar kinders wat regtig teleurgesteld is as hulle nou nie iets gewen het of gepleis is of wat ook al nie. So jy moet net jou beste doen, glo in jouself en as jy nie iets achieve het nie, kyk hoekom het die ander persoon dit achieve. Wees 'n spons. Kyk wat het sy aangegaan, hoe praat sy, hoe loop sy en probeer ek moet hulle glad nie copycat nie. Dit is presies die een ding wat hulle nie moet doen nie. Jy is uniek in jou eie way en dis presies waarna agencies en goeders ook kyk. Hulle soek nie almal dieselfde tipe meisie nie. Dit sal regtig daai X-factor meisie wees wat gescout word. Maar leer uit jou eie foute uit en kyk hoekom is iemand anders gepleis bo jou. Okay. Ja. En dan nou 'n bietjie bedryfsadvies. Hoe het die modebedryf oor die afgelope 5 tot 10 jaar verander, sou Tannie sê? Jog, dit het baie verander. Toe ek 10 jaar terug Ace Models begin het, was dit daai tipe look, lang maar blonde kop girls wat die jobs kry. En dit is glad nie so nie. Ons het dit gesien met die Victoria's Secret models, angels wat heeltemal weggeraak het en toe hulle terugkom toe plus size in. Nou, toe is dit 'n hele ander bedryf. Ouer tannies van 60 kan so daar's hoop vir my. Ja. Dit staan nie so daar's dit is net soos dit was dit is weird en dan sit die ding van beauty is in the eye of the beholder. So wat vir my mooi is nou nie meer vir jou mooi nie. En dit is presies dieselfde met die agencies, soos wat ook al die flavor of the week is nie môre die flavor of the week nie. So dit is glad nie meer die flavor of the year of month nie. Dit verander daagliks. So dit is moeilik om vir iemand te sê jy is die look waarna 'n agency soek want dit is nie meer so nie. Hierdie meisies met die vlekke verdien klomp geld. Ja. Groter plus size models verdien regtig meer geld as jou skinny girls, maar jy moet comfortable wees in jouself en dit is wat verkoop. Ja, dit trek weer terug na daai van confidence en Dit is net confidence. jy moet glo in jouself en so. Yes. So, wat is volgende vir Tannie as afrigter of vir Tannie se modelle? Ons volgende groot stap is weer eens Nationals hierdie jaar in Oktober, wanneer ons 'n hele groep moet afvat en dan sit ons ook 'n tipe showcase aan mekaar. So dis al die takke teen mekaar. Ace Models is 'n franchise en ons is omtrent 25 takke reg oor Suid-Afrika, Namibië en Australië op die oomblik. So ons kom by mekaar en ons leer van mekaar, maar ons vir daai een showcase is ons basies teen mekaar. So dit is waar, soos ek sê, dis waar jy gescout is,
scout kan word, waar jy raak gesien kan word, waar die girls kontrakte kan kry, maar meer as dit is dit een baie groot experience wat ek altyd sê een keer in jou leeftyd as 'n ysmodel moet jy ten minste nationals toe gaan. Dis 'n regte platform waar 500-600 modelle loop en jy voel hoe voel dit om in 'n scouting te wees. Ja, een van 1000. So, yes. As ons nou kyk na what's trending at the moment, is daar enige tendense wat op die oomblik in die bedryf is wat vir Tannie opgewonde of dalk bekommerd maak? Ja, soos ek sê, die modelwêreld verander so vinnig. Ek dink dit is maar meer bekommerd as opgewonde en dit is maar dat ja, ek dink nie daarvan verlang meer high-paid models wees nie. Modelle word op universiteit gescout, hulle word op sportvelde gescout en so aan en die industrie het nou al so vinnig beweeg dat ons kan jou vinnig leer om te pose, jy hoef nie al hierdie backgrounds te hê nie. So ek dink dit gaan net 'n lucky shot wees. Dit is 'n model, ja, jy train hulle voor die kamera en, maar dit gaan nie meer, dit het al klaar gebeur dat hulle regtig waar 'n unexperienced model met die look gaan kry en sê ek gaan jou eerder train hoe om te loop en hoe om te sit en te staan en te smile. Dit vat my 3 ure vir 'n fotoshoot waar dit 'n pro model miskien net 'n uur vat, maar ek betaal jou ten minste minder as wat ek die pro model moet betaal. So daai tendens het ook al plaasgevind en ja, dit is 'n scary ding. Okay, en dan my laaste vraag vir Tannie is, watter nalatenskap hoop Tannie om in die modebedryf te los? Ek wil graag hê dat die kinders, die modelle wat obviously kinders is wat by my instap, net aan hulle self moet glo. Op die einde van die dag, it's a big world out there. You never know your luck in the big city. So jy weet nooit wat môre gaan opleef nie, maar terwyl jy hierdie journey doen, moet jy in jouself glo en altyd weet, Tannie Daphne wil net gehad het dat ek moet die beste weergawe van myself wees. Maak nie saak wat gebeur nie, as ek geteken word, as ek 'n Miss World of 'n Miss Namibia wen, dit's 'n bonus. Maar op die einde van die dag wil ek hulle moet met meer self-confidence en 'n better version of themselves uitstap as wat hulle ingestap het. So dit is maar regtig wat ek in hulle wil invest. Baie dankie dat Tannie tyd gevat het om by ons te wees vandag. Dit was verskriklik lekker geweest om met Tannie te gesels. Kykers, dit was nou Tannie Daphne Voits, direkteur van Ice Models Namibia, wat net vir ons bietjie meer insig kom gee het in die modewêreld. Ons sien julle net hierna vir Nuut op die Rak. Kykers, so ek gaan ons tema vir hierdie week het ons weer eens 'n boek wat gaan oor modelwerk en oor iemand wat eintlik op bietjie van 'n snaakse manier sy roem verwerf het. So Model Citizen is 'n memoir deur Jimmy Meeks, 'n voormalige gevangene wat roem verwerf het na sy virale mugshot. Die boek beskryf sy reis van moeilike kinderjare, bende betrokkenheid en tyd in die tronk tot sy onverwagte loopbaan in modelwerk en in Hollywood. Dis 'n storie van veerkragtigheid, heruitvinding en die nastrewing van iets meer, wat die Amerikaanse droom deur 'n unieke lens verken. So, sy opgang tot roem, Meeks se storie het begin met 'n virale mugshot wat hom tot roem gecatapult het, soos die Engelse sal sê, met byname soos Prison Bay, het hy sy roem verseker. Die memoir delf in Meeks se kinderjare, bendeverwante aktiwiteite en tyd in die tronk, en toon die uitdagings wat hy in die gesig gestaar het. Meeks se reis sluit sy oorgang van die tronk tot modelwerk en uiteindelik na toneelspel in, wat sy vermoë om sy lewe te herbou beklemtoon. Die boek ondersoek die konsep van die Amerikaanse droom deur Meeks se persoonlike ervarings en toon sy reis van armoede na sukses in die vermaaklikheidsbedryf. Die memoir bied 'n kykie in Meeks se lewe wat beide sy triomfe en uitdagings onthul terwyl hy deur 'n nuwe wêreld van roem en rykdom navigeer. Kykers, vir hierdie week se Voor in die Koor gesels ons bietjie oor 'n meer bekende sangeres, Olivia Rodrigo se liedjie Jealousy, wat ek dink weer net vir ons iets gaan vertel oor die modewêreld en half hoe dit voel om daai tipe roem in Hollywood te bereik. So, Jealousy is een van die liedjies op Olivia Rodrigo se bekroonde debuutalbum Sour, wat in 2021 vrygestel is. Die liedjie handel oor die negatiewe effek wat sosiale media en konstante vergelyking met ander op 'n jong persoon se selfbeeld kan hê.
Olivia beskryf hoe sy jaloers raak op ander mense se voorkoms, lewenstyl en suksesse, veral die wat op platforms soos Instagram gedeel word. Hierdie gevoelens laat haar sleg voel oor haarself, al weet sy dat sy nie altyd die volle waarheid weerspieël nie. Die liedjie se energieke klank kontrasteer met die emosionele en eerlike lirieke wat dit 'n treffende ervaring maak. Olivia gebruik sterk beelde en direkte taal om haar frustrasie, onsekerheid en innerlike konflik uit te druk, met reëls soos I wanna be you so bad and I don't even know you. Wys sy hoe diep hierdie gevoelens kan sny, selfs al weet sy dit is irrasioneel. Jealousy resoneer veral met jong luisteraars wat hulself dikwels vergelyk met ander en dit bring belangrike gesprekke na vore oor selfwaarde, aanvaarding en geestesgesondheid. Die liedjie is nie net 'n poptreffer nie, maar ook 'n kragtige uitbeelding van die stryd om jouself te wees in 'n wêreld vol filters en verwagtinge. So vir meer van die liedjie gaan kyk gerus op enige music streaming platform, Spotify, Apple Music, YouTube, hy is oral beskikbaar en gaan luister werklik die lirieke net vir daai herinnering dat jy jouself nie noodwendig met mense op sosiale media kan vergelyk nie. Dit is net you yourself en you in daai geval. Kykers, dit was nou al vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. Ons sê baie dankie vir Tannie Daphne Voits wat bietjie meer met ons kom gesels het oor wat dit verg om 'n model te wees en hoe om dit te maak in die modeling industrie. Moenie vergeet om ons elke Woensdag op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en OneUp 2 te kry nie.